Hartlike goeiemôre, dit is maandagoggend, is die 24ste November, die jaar 2025. My naam Dani Gerber en dit is vir my weer 'n eer en 'n voorreg om saam met julle te kan kuier rondom God se woord. En wat wil die Here vandag vir my en vir jou sê? Verkondig die evangelie. Nou, ek het dit al baie keer en dan sê ek, ons mag nie skinder nie, nê? Dis nie baie mooi om te skinder nie. Dit is nie goed vir jou nie. Dis nie goed vir die mense wie oor jy skinder nie, maar weet jy, as jy wil skinder, as dit in jou gene is, as dit in jou vermoë is om te skinder, jy kan nie anders doen nie, skinder oor die evangelie van Jesus Christus. Dra dit uit, gaan skinder bietjie oor, wat het die Here hierdie naweek vir jou gedoen? Wat het jy ontvang toe jy in die kerk gesit het Sondag? En wat het die Here vir jou gegee? Gaan skinder bietjie oor dit, gaan skinder oor die goedheid van God die Vader. Halleluja. En dit is eintlik 'n opdrag wat die Here vir ons gee om te doen, is om die evangelie te gaan verkondig. Ons kan kyk daar in die boek van 2 Timoteus 4 en ek gaan lees hier vanaf vers 2. 2 Timoteus 4 vers 2. Hy sê verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig. Met ander woorde, daar's nie net 'n tyd en 'n plek vir dit nie. Baie mense sê, ja, maar daar's 'n tyd en 'n plek vir die Here. Kom aan, ons kan nie net die Here wil dien die hele tyd nie. Ons moet daarom so nou en dan so 'n bietjie relax. Ons moet 'n bietjie al asemhaal en goeters. Die woord sê, verkondig die evangelie tydig en ontydig. Weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. Want daar sal tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Sien ons dit nie maar om ons nie, nê? Die mense wat, nie alweer tog net dit nie. Kom ons nou 'n bietjie afgaan. Kom ons kan so 'n bietjie relax mos ding, man. Hy sê verder vir ons, maar wees jy in alles nugter, ly die verdrukking, doen die werk van 'n evangelis, vervul jou bediening. Nou, wat is jou bediening? Wat is 'n evangelis? Hy sê verse 2, gaan dus 'n bietjie terug. Verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en in lering. En dit is hoekom ek en jy is. Dit is ons werk wat ons het. So gaan skinder, dan gaan skinder jy oor hierdie, die goedheid van God. Halleluja. Nog 'n gedeelte wat ek wil deel, is in Handelinge 4. Hy sê verse 18, hy sê, en hulle het hulle ingeroep, en dan wat hier gebeur het, is Petrus en Johannes is gevange geneem, omdat hulle 'n man wat voor die tempelpoort gesit het, wat verlam was, oor die 40 jaar, of 38 jaar, en hy sê vir hom, wat ek het nie silwer en goud nie, maar wat ek het, in die naam van Jesus Christus, staan op en loop. En wat doen hierdie fariseërs en die skrifgeleerdes, hierdie Joodse raad? Hulle vat hulle en sit hulle in die gevangenis, want hulle het nou in die naam van Jesus Christus verkondig. En hulle sê in verse 18, sê hulle, en hulle het al geroep en hulle bevel gegee om in die geheel nie in die naam van Jesus te spreek of te leer nie. En toe antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle, of dit reg is voor God om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self beslis. Want mense wil hê, ek en jy moet begin stil bly. Mense wil hê dat ons nie weer die Here se woord verkondig nie. Ons kan dit sien. Daar was nou so rukkie terug 'n anti daar op die TV gewees, nê, wat gesê het hierdie nuwe wet gaan inkom. Die predikers kan nie meer preek wat hulle wil nie. Hulle moet sê wat vir hulle gesê word om te sê. So jy moet beslis, is dit reg om jou gehoorsaam te wil wees, of moet ek God gehoorsaam wees? Hy sê, want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie. So ek en jy het vandag 'n keuse om te maak. Gaan ons stil bly, want die mense sê so, of gaan ons meer gehoorsaam wees aan God? Dit is 'n keuse wat net ek en jy self kan maak. Niemand kan jou voorsê nie. Is 'n keuse wat ek en jy het. Gaan ek stil bly oor God se evangelie, of gaan ek tydig en ontydig sy goedheid verkondig aan hierdie wêreld? Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie vir die woord, dankie vir die waarskuwing, Here, dat ons gehoorsaam moet wees aan U
en nie aan die wêreld nie. Here, ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. Ons is van U, want U het ons duur gekoop, deur ons uit te verkies, Here. U het aan die kruis gesterf, sodat ons oorwinning kan hê. Here, dankie vir U genade, U liefde en U barmhartigheid, in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit vandag, gaan verkondig die evangelie van Jesus, en moenie skaam wees nie. 'n geseënde maandag, God bless.